Nou, ons het hierdie week na 'n paar tegnieke en 'n paar goedjies gekyk wat jou kan help om daai onderbewussyn oortuigings, beliefs wat jou so terughou om dit te verander, né? En ek wil net weer recap. Ek het gesê jy moet definitief weet wat jy graag wil hê. As daar 'n ongemaklike situasie is, siekte, werk, finansiële verhoudings, wat ook al, wat jy wil verander, moet jy in detail weet wat jy graag wil hê. Dan moet jy dit neerskryf. Ek het gesê sintuiglik. Skryf daar wat sien jy? Afgehandel asof dit reeds so is, die eindresultaat. Wat hoor jy? Wat voel jy? Dan, wat proe jy en ruik jy? Goed wat jy assosieer met daai oorwinning, daai sukses van die afgehandelde storie. En daai wat jy sê, wat proe jy? Dan hoor jy, wat praat jy? Hoe praat jy die afgehandelde storie asof dit reeds daar is? En toe het ek gesê, as jy hierdie prentjie vassit en jy word wakker in die oggend, daai eerste oomblik as jy jou oë oopmaak, dan lê jy dadelik en dink aan hierdie ideale prentjie. Moenie vir die selfoon gryp nie, moenie vir die TV gryp, moenie nou wie jy nuus kyk nie, terwyl jy in daai rustige staat is, gaan deur jou prentjie wat jy graag wil hê. En dan, wat ek jou vandag wil sê, as jy dit gaan doen wat ek vandag sê, elke dag, kan jou lewe nie dieselfde bly nie, dan moet dit gebeur. Dan staan jy op, net so, nog steeds, los jou selfoon, laat dit lê, gaan sit iewers rustig, en gee jouself 9 tot 10 minute, dis al moet jy vroeër opstaan, dis altyd wat ek jou vra, hierdie 10 minute verander jou lewe radikaal. Jy gaan sit, lekker rustig op die stoel, ja, lekker diep asem, vat 'n 5 sekondes se intrek deur jou neus die asem, hou dit vir so 2-3 sekondes, en in 7 sekondes blaas jy deur jou mond so stadig uit. Doen dit 5 keer, ten minste so 5 keer, en elke keer as jy so inasem, dan voel jy net, ja, vars, en jy voel sommer die positiwiteit, en hy uitblaas, voel jy hoe dat jy spanning, tension in jou liggaam net release, voel dat hoe jou liggaam lekker ontspan, en hoe jy rustig raak, en na die tyd, dan sien jy soos 'n mind movie, soos 'n filmskerm, onthou julle daai IMAX, daai groot skerms, sien hom voor jou, so eentjie voor jou, maar as dit die horisonlyn is, lig net die skerm so 20 grade op, en jy sit nie jou oë toe, en jy begin daai toneel van jou, daai sukses, daai eindproduk, wat jy graag wil hê, begin jy te sien. Jy sien hoe dat, as dit is dat jy aansoek gedoen het vir werk, jy sien hoe daar oproep kom, hulle jou bel en sê, jy is een van die 2 finale kandidate, en dan sien jy hoe jy by die onderhoud sit, en die mense sê, well done, yes, dis presies wat ons wil hê, en hoe jy jou die aanstellingsbrief gee, met die salaris in detail wat jy graag wil hê, en jy sien dit, maar onthou, hierdie heeltyd as jy in die mind movie is, in jou ideale oplossing, in jou ideale prentjie, dan sien jy dit met daai emosie, hy opgewondenheid, afgehandel asof dit reeds so is, nie nog gaan wees nie, klaar, afgehandel, né? En jy sien dit met daai dankbaarheid en daai emosie, en jy gaan deur daai hele sien, en of dit nou 'n siekte is, hoe die dokter kom en sê, ons staan verstom, hier's die uitslag, jy's 100% skoon, of wat dit ook al is, sien dit asof dit reeds so is. Onthou wat het ek gesê, jou denke ken nie die verskil tussen die realiteit daar buite en hierdie verbeelding. En hoe sterker ons in hierdie verbeelding daai prentjie kan sien, en hoe meer ons in afgehandeldheid en dankbaarheid dan kan gaan, hoe sterker is die energie wat ons uitstuur. En hierdie universe is geskape om ons te bedien, want die volheid van die Godheid help ons met daai krag om dit uit te stuur. Doen dit elke dag, en ek sê vir jou, net vir 10 minute, gee jou 10 minute, daarna kan jou dag begin, dan kan jy jou selfoon vat, en jou goed doen, en jou lewe kan nie dieselfde bly nie. Sterkte daarmee.